Vriende, ons skriflesing is vanoggend uit Johannes 6 uit, vanaf vers 35 tot 40 en 48 tot 51. En ek nooi graag vir Minay vorentoe om vir ons die skriflesing te kom doen. Die res van julle kan so lank daartoe bly. Jy hoef net dan nog een keer te tap. Kan julle my hoor? Ja. Ek lees vir julle uit die Nuwe Lewende Vertaling, Johannes 6, vers 35 tot 40. Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger word nie, en wie op my vertrou, sal nooit weer dors kry nie. Ek het mos vir julle gesê, dat julle my wel sien, en tog nie glo nie. Elkeen wat die Vader aan my gee, sal na my toe kom, en ek sal die persoon wat na my toe kom, nooit verstoot nie. Ek het van die hemel afgekom, nie om my wil uit te voer nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van die wat hy my gegee het, nie 'n enkele een verlore sal laat gaan nie, maar elkeen op die laaste dag sal laat opstaan. Dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe besit, en ek sal hom op die laaste dag opwek. Dan vers 48. Ek is die brood wat lewe gee. Julle voorvaders het in die woestyn manna geëet en tog gesterf. Hierdie is die brood wat uit die hemel gekom het, sodat iemand wat daarvan kan eet nie sterf nie. Ek is die brood wat lewe gee, wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy vir altyd lewe. En die brood wat ek beskikbaar sal stel, is my liggaam. Dit doen ek ter wille daarvan, dat die wêreld kan lewe. Dankie. Baie dankie, Minay. Nou, maatjies, gaan julle my almal hier voor kom kry. Al die kinders, as julle hier so is, kom kry my hier voor om die tafel asseblief. Hier's 'n paar lekker goodies hierso. Hallo julle. Hi. Hoe gaan dit met julle almal? Gaan dit goed? Okay, vinnig high fives. Daar was 'n baby five gewees, ek het hom gesien. Ja, wow. Nog ek het julle klaar gedoen, ek kan nie onthou nie. Hey, hallo manne, haai, kinders, how's it? Oh, hier's baie. Okay, kom staan om die tafel. Kom staan hierso, ons kan hier om die tafel vergader. Hallo, hier kan nog 'n paar aan die kant toe kom staan. Julle kan maar deurkom. Haai, hoe gaan dit met julle? Gaan dit goed? O, dit klink nie baie oortuigend nie. Gaan dit goed? Dankie, Janke. Dit gaan goed met Janke. En julle? Julle okay? Stil soos altyd. So julle sê my gou-gou, né? As 'n mens skool toe gaan, wat het 'n mens nodig? Kos? Julle het reguit gegaan vir die eerste ding, ja? Broodjies? Sien, ek moes nie alles uitgepak het voor die tyd nie. Kyk, jy vat ons maar nou 'n rugsak. Nou, ek het Frederik se rugsak gesteel. Ek is dalk net bang hy sien dit en dink hier's iets vir hom hierin. Ja? Lag hy vir my jokes. Mooi my seun. Okay, so, as jy skool toe gaan, dan kort jy jou handboeke. Hierdie is 'n Griekse handboek. Hoe sê jy, was dit hoërskool? Nog nie laerskool nie. Okay, dan nou, sorry vir die wat nog nie daar is. So, sy sê net die hoërskoolkinders, maar vat jy 'n skryfboek saam? Ja, jy moet dan 'n skryfboek saamvat, iets om te skryf. En jy moet skryfbehoeftes saamvat, né? So 'n pennesakkie met 'n pen of 'n potlood in, né? Jy kort dit. En dan is daar nou nog een ding, maar julle het dit nou klaar gesê, né? Wat vat 'n mens saam? Mens vat kos saam. Nou vir my was die heel belangrikste ding in my rugsakkie die kos. Want as ek nie die kos het nie, dan gaan ek nie die dag oorleef nie. Dan gaan ek honger wees. En vra vir Dominee se vrou, sy sê as hy nie kos in het nie, dan word hy hangry. Weet julle wat hangry beteken?
Jy word maar kwaad as jy honger is, net so. Dis baie goed. Dit is net so, raak sommer kwaad en ontsteld. Ja, nee, maar so, jy's reg. En so jy moet jou kos, nou hierdie kosblik is nou leeg, né? Wat is fout met hierdie drade? Nou, laat ek die ding hierso sit. Ja, ons gaan nou daarby uitkom. Okay. So, kosblik, en in daai kosblik, wat is daar? Toebroodjies. Iemand het dit nou gesê. Jy vat toebroodjies saam met jou, okay. So, dis belangrik, as jy nie die toebroodjie het nie, dan gaan jy honger wees. Maar ek weet daarom nie so lekker nie, ek het 'n bietjie rondgekyk, hierdie week in die winkel, né? Ek het ook 'n paar ander goed wat ons in ons kosblikke kan pak. En ek wil hoor wat dink julle daarvan. Ek het hierdie suurwurms gekry, né? Lekker suurwurms. En wine gums. Wie van wine gums? Ja, lekker. Hou jy van die suurwurms? En wat het julle gegee? Wat is hierdie? Marshmallows. O ja, hierdie is great. En ek kon nou nie, wat is daai? Wag, laat ek sommer hierdie skuif. Gaan jy sommer daai vir my gee? Wat is hierdie? Dominic kon nou nie die Nutella gekoop het nie, want die Nutella was R200 gewees. Maar hierdie ding kom uit Italië uit. Dis 'n hazelnut kakao met melk. Dis soos 'n Nutella, maar net so lekker. Hoe sê jy? Is dit net so goed? Ja, julle hoor hierso die professionele opinie is net so goed. So ek het nou nogal gedink ons kan hiervan 'n lekker broodjie maak, né? Nee, ek dink ons kan al die goed gebruik. Ons kan 'n goeie broodjie maak. Ek wil net gou hierso by die plank kom. Gaan julle vir my hierso aan die kant kom? Jy hoef hom nie te stoot nie, hy skuif van self. Nou toe, okay, maar wat doen ons nou? Hoe sê jy, Jada? Sê jy nie of nie goed op? Nee man, ek dink jy's van die pad af. Nee, maar okay, nou wat doen ons nou? Wat? Wat is die brood? Maar is hierdie goed, as ek hierdie goed net uitgooi, maak dit nie 'n toebroodjie nie? Nee? Hoekom nie? As jy kry die brood, maar anders dan gaan alles net soos 'n sloppie in jou mond wees. Hier's heuning ook. Ek het vergeet van die heuning. So jy sê okay, so julle sê ons moet liewer kom ons kyk of ek natuurlik, brood, 'n toebroodjie. Laat ek gou kyk hierso. Wat is hier onder? Ek het brood. Dis hy. Fantasties. Kom ons maak ons brood, julle. Okay, so ons koop die brood, né? Ons kan nie sonder die brood die broodjie maak nie, want die brood se naam is brood. So dit maak seker sin, ek moes geweet het. Gaan alles afval. Okay, so gaan ons begin met hierdie goed. Ek het nog nie hierdie geëet nie. Mense moet altyd die goed. Nothing happened here. Jy het niks gesien nie. Hoe ruik dit? Ruik dit lekker? Ruik 'n bietjie daar. Wil jy ruik? Wil jy hê? Jy gaan nou geleentheid kry, moenie worry nie. Okay, kom ons sit. En nou, moet ons dit dun of dik smeer? Dik, okay. Hou jy sussie nie van dik gesmeerde goed nie? Nee, wel, dis okay. Nee, ons is fine. Ons kan 'n vergunning maak. Okay, kom ons sit hom op. Okay, so die ding hak vas. Laat ek hom vorentoe vat. Nou toe. Nou gaan hy lekker werk. Okay, so ek dink ons sit daai op. Maar die goed is so lekker. Ek dink ons sit van hierdie suurwurms op. Ek dink dit gaan lekker wees. Julle maar al die goed is mos lekker. Ek meen suurwurms is lekker. Hoe sê jy? Hoekom nie? Nee man, ek dink julle is verkeerd. Ons kan sweets op hê. Wine gums. En marshmallows, definitief. Nee man. Ek beloof jy, gee dit net 'n oomblik. Gee dit net 'n kans. Verstaan jy, hoe sal 'n mens weet as jy nog nie geproe het? Jy's 100% reg. Baie wysheid. Nou, heuning. Lekker op.
Het die hierdie by jou heuning uitgekom het gebeur? Ja, hoe voel dit? In die dak van mure, want ons Is dit? Maar ons sukkel ook met die mure. Vreeslik. Dis hierdie tyd van die jaar ook, né? Okay, wag, kom ons kyk nou so hier is die broodjie. Maar daai suurwurm is 'n bietjie taai. Hæ? Nee man. Andre, gits, dis die wine gum, is die gits, wat gaan nou hier aan? Okay, ons wine gum het uitgeval. Wat sê jy, as hy uitmekaar uitval, dan gaan dit nie lekker wees nie. Ek weet daarom nie. Kyk hoe lekker lyk dit julle. Fantasties. Is daar enige iemand wat wil proe? Wil jy proe? Ja! Okay, daar's. Wil jy ook proe? Okay, daar's. En sê vir my, wat se geure tel jy op? Jy weet, wat is dit? Proe jy daai lekker hazelnut, die soet-suur kombinasie, soos iets wat heel daar op 7de Laan sou gedoen het, né? Dis baie gesofistikeerde smake, né? Nee, ek dink is dit. Dink julle ons kan elke dag hierdie skool toe insit? Is dit nie healthy nie? Maar hoekom nie wel? Sy hou aan eet, so ek meen dit lyk my dis lekker. Is dit 'n resep vir suikersiektes het jy daar? Soek jy nie suiker nie? Julle is baie meer health conscious as wat ek was. Okay, so dis nie gesond nie, so ons kan dit nie elke dag eet nie. Ek sal nogal maagpyn kry as ek net hierdie inpak net, dink julle nie? Selfs die mense wat dit eet, sê daar gaan 'n suurwurm in. Selfs die wat dit eet sê hulle gaan maagpyn kry. Ja? Moet ek groente? Okay, so moet ons van vooraf probeer. Okay, kom ons, okay. Ek het in die winkel geloop en ek gedink, wat gaan nou nie beter wees as suurwurms, marshmallows en die goed op die brood nie? Okay. Okay. Nou kom ons probeer weer. Kom ons kyk hierso. Ek het nog ietsie hierso gebring. Is ek lekker te mekaar? Ag, ek is jammer man. Ek probeer maar net my beste. Kyk hierdie lekker broodjie. Nee, maar ek gaan tamatie moet opsit. Eet jy nie tamatie nie? Duidelik is tamatie 'n probleem. Okay. Kom ons kyk gou-gou julle. So, onthou julle die stukkie wat Minay vir ons gelees het? Wat het Minay vir ons gelees? Kan julle onthou? Ja, wat? Die brood. Ja. So Minay het vir ons mooi gelees, wat ek die ding neergesit, dat Jesus is die brood van die lewe. Maar wat beteken dit? Jou sussie wat jou? Al die skandes kom hier vooruit. Nou, sê my gou-gou julle nou wat beteken, weet julle wat dit beteken as ons sê Jesus is die brood van die lewe? Ja? Dat hy vir ons aan die kruis gesterf het? Ja, dis baie waar. Ek dink hoe ek daarna, ja. Gaan sê vir die? Waar is jy nou, sussie? Ek dink ons is by die verkeerde hoofstuk. So ja, maar julle ken daarom julle Bybel, so dis goed. So Jesus is die lewende brood. Nou wat 'n betekenis, né? Dis nie soos dit beteken ons gaan Jesus eet nie. Nee. Hoe sê jy? Ja, so net soos wat ons kos nodig het, brood het ons Jesus ook nodig, né? En Jesus maak seker dat ons goeie en gesonde lewens kan hê. En ons gaan nou die toppings kry.
So nou het jy my vir my storie afgebring man. Nou kan ek nie onthou wat ek wil gesê het nie. Net soos wat ons Jesus nodig het om te oorleef, bou ons ook ons lewe op Jesus. Weet jy, het julle al daai woord fondasie gehoor? O, is 'n groot woord. Jesus is ons fondasie. Ek gaan nou vir jou wys wat ons met die brood doen. Nee, ek gaan nie iemand slaan nie, ons gaan nou 'n broodjie maak. So, kan ek julle nog 'n vraagie vra? Dit beteken as Jesus die brood van die lewe is, dan lewe ons nou met Jesus in ons hart, want ons kan nie lewe sonder hom nie. Hy help ons in alles wat ons doen. Kyk, daar gaan my preek, jy kan nie daai doen nie. So, Jesus is die brood op wat ons lewens bou. So nou, daar's iets in die Bybel. Het jy al ooit gehoor van die vrug van die Gees? Het jy al daai groot woorde gehoor, die vrug van die Gees? Ja, kom ouens, wat is die vrug van die Gees? Belydensklas, kan jy dit gou vir my opsê asseblief? Wat is die vrug van die Gees? Ian het net al lekker skaam gelyk. Vrug van die Gees? Nee, daar kruip, jy kan nie wegkruip agter die ou man nie, ek sien jou. Ja, ek sien jou. So die vrug van die Gees is iets wat die Bybel vir ons gee, om te sê, hoe lewe ons soos goeie mense, saam met Jesus. Want ons kan net alles doen wat lekker is heeldag, net soos die lekker goed wat ons op die brood gesit het, maar as ons net die lekker goeders doen, dan gaan ons nie 'n goeie lewe hê nie, ons gaan nie 'n gesonde, gelukkige lewe hê nie. So as ons nou goed op hierdie brood sit, wat vir ons mooi bou, lyk 'n gesonde broodjie. So kom ons begin by die eerste ene, sagmoedigheid. Weet julle wat sagmoedigheid beteken? Ja, wat beteken sagmoedigheid? Kom, weet jy, het jy jou hand opgesteek? O, gits, wat het ek nou hierso? Jy het nou so lekker geswipe hierso, nou kan ek niks hierso sien nie. Okay, so kom ons sê dit so, né? Waar is die botter? Hier is die botter. Kom ons sit die botter op. So sagmoedigheid. Ja, dis om sag en mooi met ander mense te praat. So as ons net die brood so eet, net dan is dit mos droog. En 'n harde skorsie. So ons moet 'n lekker, Dominee smeer die baie mooi nou hierdie botter nie, maar okay. Kom ons doen dit so. So ons sny hom, die botter is bietjie los. Okay, daar's sy. So sagmoedigheid is soos botter. Dit maak die lewe net so bietjie sag. Dit gaan oor hoe jy met mense praat, op watter manier jy met mense praat. Het julle dit? So wat is sagmoedigheid? Om mooi met mense te praat en vriendelik te wees. Andri, hoe het jy hier by my verskyn? Ek tog jy was hier voor. Okay, maar dis okay. So, okay, ons het nou die botter is op. So dit breek nou daai hardheid van die skorsie. So wat is die volgende ene wat ons moet opsit is vriendelikheid. Nou vriendelikheid het ons salami opgesit. Hoekom? Nee man. Salami is so 'n bietjie van 'n bederfie man. Dis 'n lekker stukkie vleisie. Ek hou ook van salami. Dis hoekom ek salami gevat het en nie ham nie, want ek hou ook van salami. Hoe sê jy? Is salami beter? Salami is beter as ham. Okay, kom ons sê ek moes dalk die ding voor die tyd opgemaak het. Asai. So ons nou, maar dit is 'n groot stuk salami hierdie. Moet dit dalk sny, né? Ons die Dominee sal die snywerk doen. Kom ons sny hom in 3 dele. Gits, daar breek hy. So hoekom is die salami vriendelikheid? Hy's lekker, ja. Jy sê dit reg, net so. Die salami is lekker en as ons vriendelik is mekaar, is dit soos 'n bederfie. Dis goed en is lekker. So kom ons die salami op. Wat sê jy? Ja, dan is die dag sommer lekker. Okay, salami is op. Niks geskel nie. Okay, ek stem saam met jou, Andri. Goed, op. En goed ek het hier so hierdie lappie gebring, né? Okay, volgende, wat's volgende? Ken julle getrouheid? Gee daai bakkie, wie gaan die kaas? Gaan iemand vir ons die kaas hier opsit? Okay. Jy kan vir ons opsit, Andri? Maar jy moet dit so mooi sprinkel vir ons, né? Daar sê iemand anders kan ook opsit, né? Wie wil nog iemand kaas hier opsit? Ja, sit 'n bietjie op. Wil jy kasie? Kom staan hier so, dan kan jy 'n bietjie kasie opsit. Wat is 'n broodjie sonder kasie, né? Nie lekker nie. Ek stem saam. Hierdie lyk vir my baie goed.
Jy kan hom op, is okay, is okay. Ou sê, nou hoekom is die kaas getrouheid? Kan julle vir my sê? Ja, hy is mooi kleur, dis waar. Maar weet julle, die kaas is getrouheid, want kaas is soos die gom wat die broodjie bymekaar sit. Dis of die mooi skeiding tussen die lekker meaty salami en sonder die kaas gel die kaas is so lekker. So getrouheid bind ons almal mooi bymekaar, soos die gom wat ons bymekaar hou. Okay. Die volgende ene is liefde. En die liefde is tamatie, die ene wat Andre nie van hou nie. Ja, dis soos 'n groot hartjie. Ja, dis soos die liefde. Wil jy sommer vir ons tamatie opsit? Wil jy? Jy nie lus nie. Iemand wil vir ons die tamatie opsit? O, jy maak, wil jy weer opsit? Hierso, sit op. Julle kan albei opsit. Wat sê? Sit daar 'n stukkie tamatie op. Daar sê. Mooi. Daar sê, ons sit hom op. Ja, nee, ons gaan nou kom by die slaaiblare. Daar sê, jy kan hom maar net neersit. Nee, nog nie slaaiblare nie. Wat moet ons op die tamatie sit? Bietjie peper. Sout en peper. Ja. Nou wat dink julle is die sout en peper? Die sout en peper is blydskap. Laat ek hier so help. Nou kom so op. Jy kan weer. Nou sê net nie baie nie, anders dan gaan ons monde brand. Hou jy nie van sout nie, maar sal jy vir my opgooi? Te veel sout. Daar is reg, Andre. Daar is net reg. En sout is op, ja? Daar sê. Nou, hoekom is sout en peper blydskap? Van die ouer kinders, kan julle vir my sê? Hou vas, ons kom nou daar. Ja? Flavor, nee, soos net 'n klein bietjie sout en peper verander heeltemal jou dis, nê? As jy kos eet sonder sout, dan is dit nie lekker hè. So sout en peper, 'n klein bietjie gaan baie ver. So nou, wat dink julle is volgende? Weet jy hoekom my ding so klop? Nee, kom ons kyk. Eers die komkommer. Hoekom so komkommer is selfbeheersing? O, dis 'n groot woord. Sit op. Weet julle wat selfbeheersing beteken? Ja, wat beteken selfbeheersing? Self-control, ja. So dit beteken jy doen nie net altyd wat lekker is nie. Jy speel nie net heel aan videogames as jy jou taak moet doen nie. Jy is nie lelik met ander maatjies wanneer ander mense met hulle lelik is nie. Dit is wat selfbeheersing beteken. So hoekom is dit die komkommer? Want die komkommer is so lekker hard en sterk, né? Al sit jy komkommer in water, bly hy raak nie soggy nie en hy so lekker barrier, so lekker crunch wat jy het in jou toebroodjie, né? En nou wat is die laaste ding wat oor is? Die slaaiblare. En dit is vrede. So kom ons kyk hier wat hier aan die gang is. Jy kan, jy het nou die hele tyd gevra, so jy kan maar opsit. Ja, is daar ander mense wat ook 'n slaaiblaar? Kom ons gaan vra gou daar op die kant. Wil julle ook 'n slaaiblare opsit? Kom hier so. Ek en my mamma. Kom sit jy op? Jy kan nou. Nee, Andre gee gou die ander mense ook kans. Dis hy. Het hy geval? En sit hom maar op, is okay. Wil julle ook van die slaaiblare opsit? Is julle okay? Dis hy. Nou die slaaiblare is vrede. Nou hoekom dink julle is die slaaiblare vrede? Ja, hulle is lekker koel en vars en as jy so neerbyt op die toebroodjie, dan is dit lekker crunchy ja. So as jy hom byt, as jy sê, jy voel sommer so rustig en vrede. En julle kyk wat het ons gemaak? 'n Lekker Bybelse toebroodjie. Kyk waar julle kyk gemeente. Daar is die toebroodjie. Daar sê julle kan maar hande klap, ons het goed gedoen. Nou. Ja en nee. Hierdie gaan nie in my kosblik pas nie. Maar weet julle wat die lekker ding is nê? As ons getrou is aan die Here Jesus en hy is die brood van die lewe in ons en ons bou ons lewe op hom en ons probeer al hierdie goeie goeders doen, dan deel ons dit met mekaar. So hierdie broodjie kan almal van ons eet.
Ons moet hom opsny. Ek weet nie lekker hoe ons dit gaan doen nie, maar ons gaan gaan kyk of hulle kan opsny. So die lekker ding is, as ons in die kerk is, dan deel ons almal met mekaar hierdie goeie broodjie. Nee, ek hou van daai een. Hoekom wil jy daai ene? Julle kan dit in 2 breek as julle wil. OK, kom ons sny dit daar, dan gaan jy net so 'n bietjie van alles hê. Dan sê, so die lekker ding is, ek sal nou verder sny. Hierdie broodjie wat ons met mekaar deel, Jesus wat die brood van die lewe is en die vrug van die Gees, die goeie dinge wat ons doen, dit deel ons met ons maatjies, ons vriende en almal rondom ons. Soek jy? Wie soek? Wat sê, vat hom. As ek die dag Het jy hom? ek sal. Dan sê. En ons noem dit Jesus se evangelie, die goeie boodskap van Jesus. Want Jesus het vir ons gelewe en gesterf. So met almal wie ons te doen het, deel ons dit uit. En dit is ook hoekom by die nagmaal breek ons brood, want Jesus is die brood van die lewe. So julle, ek wil hê as julle nou die week weer by die skool is, hier goeie speel so 'n bietjie uit, ons so op sy sit. As julle die week by die skool is en julle eet julle middagete en julle toebroodjies, dan wil ek hê julle moet dink aan liewe Jesus, gaan julle dit kan doen? Julle klink nie baie oortuig of as julle honger of soek julle nie. Ja, eet hom. Soek julle van die brood? Daar's tykers, kom kry om en kry vir jou. Groot manne, is julle okay? Nee, hulle is nie lus daarvoor nie. Soek jy ook 'n broodjie? Okay, ek sal vir jou. Pas op dat hy nie te veel morsie, En waar is die enetjie? Hierso, ek gaan hom vir jou die enetjie gee. En so deel ons met mekaar. Is daar nog iemand wat broodjie wil hê? Sal jy 'n broodjie vat? Hoe sê jy? Soek jy die ander kant ook? Okay, ek sal vir die ander kant ook gee. Boeie goed. Nee, dis 'n kleiner stukkie die hoekstukkie. Want mamma, jy moet nou hierso al die goedjies hierso opsit, Okay, wag, kry jy dit sommer self. Anders dan gryp daar voordat ek nou jou hele broodjie destroy. Dan sê jy kan nie jou salami steel nie. Ek het my vleis. Ek vir jou nog 'n stukkie sny, is jy okay? Ons sny vir jou hierdie stukkie, hy gaan beter wees. Okay, is daar nog iemandjie wat 'n broodjie wil hê? Is julle almal okay? Agter my. Okay, kom ons sit hierdie. Dan sê. Waar's agter? Hierso. Dan sê, geniet hom. Dan sê, sien nou môre deel ons chocolates uit by die kinderoomblik. Maar ons het baie gesonde toebroodjies. Hoe sê jy? Ja, begin toebroodjies maak. Soek jy nog salami? Nee, maar jy moet eers wag met die salami. Julle, kom ons bid gou saam terwyl ons sommer hierso staan. Want ons sê ook vir die Here dankie elke keer as ons eet, So kom ons sluit ons oë. Liewe Jesus, dankie dat ons lekker gesonde toebroodjies van die lewe kan bou. Ag liewe Jesus, dit is soms so 'n versoeking om net al die slegte goed te doen of lekker goed te doen. Maar as 'n mens net dit doen, is 'n mens nie regtig gelukkig nie. Liewe Jesus, jy help ons om goeie lewens te lewe, goeie mense te wees. Liewe Jesus, mag ons hierdie week die skool geniet en wanneer ons broodjies eet, dink aan U. Dankie vir die lekker kossies wat ons eet en dat ons kan weet U is die brood van die lewe. Amen.